Hallo julle, wat 'n wonderlike tyd het ons nie gehad by die NG Kerkterrein, kampterreine hier in Pongola laas naweek. Ons het 'n heerlike kamp gehad en Lisa het vir ons kom getuig en sing. Gaan kyk gerus op Genesing uit die Hart se Facebookblad. Ons het 'n YouTube video daar geplaas dat julle kan sien wie sy is en Charmaine se identiteit is ook daar. Julle, ons was so bederf en dit was so spesiaal. Ons het nie woorde om daai kamp te beskryf nie. So die van julle wat uitgemis het, volgende keer moet julle opdaag. Ons het nou juist die 13de Junie 'n werkswinkel aanlyn vir die van julle wat uit die gemak van julle huise bietjie bederf wil word. Ons gaan weer die identiteit doen en die maskers wat ons so graag dra. Charmaine gaan dit vir ons hanteer en dan die gesonde grense en ons gaan sommer net die oggend van 9:00 tot 2:00 gaan ons lekker prys en worship en net vir julle so 'n bietjie geestelik ophou. So dagboek die datum die 13de Junie en dan die 3de Julie. Julle kom besoek Back to Basic ons weer. En dit gaan so geseënd wees. Ons gaan weer by die NG Kerkkamp terrein by mekaar kom. Koop die naweek uit. Dit gaan jou net R600 kos vir 2 nagte. Etes ingesluit. Jy hoef net jou beddegoed te bring en jouself. Kom nes jy is en kom geniet dit saam. Vandag wil ek so 'n bietjie met julle die God se hart vir vroue. Net so 'n bietjie vir julle kom bederf. Ons het nou Moedersdag gevier laas week en Sondag. Ek hoop elke moeder was lekker bederf. So hier's net so 'n ekstra bederfie so na die tyd net om vir julle 'n bietjie te herinner. Wat dink God van jou? God se hart vir vroue. Dis baie spesiaal. God sien jou. So ons bediening is genesing uit die hart, net om vir jou daai genesing te bring. Ons doen innerlike genesingsklasse, ons het Bybelstudiegroepe, sluit aan, stuur 'n boodskap in die inbox, as jy vandag ingeskakel is, en ook wil betrokke raak. Of jy genesing nodig het, en of jy dalk 'n intercessor is, of 'n beraader, of 'n pastoor, ons het mekaar nodig, die liggaam moet funksioneer. So God se hart vir vroue, mense, God sien jou. Psalm 139 vers 1, lees ons in die skrif, Here, U deurgrond en ken my. Gaan lees jou skrif en weet wat sê God van jou. Genesingsproses is in die Bybel. Ons moet dit leer en ons moet dit ken. Dit is so belangrik dat ons dit net weet. Laat God jou nog raak sien in hierdie tyd waarin ons lewe. Genesis 16 vers 3 sê nou weer, U is die God wat my sien. En in Psalm 139 vers 1 sê dit, Here, U deurgrond en ken my. Kyk nou net die twee verskillende versies wat dieselfde sê. Dis baie spesiaal. God se hart vir jou begin met 'n blik. Nie 'n vinnige kyk, 'n deurlopende, liefdevolle, intieme sien. Vir baie vroue voel dit na 'n plek waar hulle moet sterk wees, moet gee, moet dra, maar die vraag bly, sien iemand my? Die Bybel antwoord en sê, God sien jou werklik. Hagar se storie in Genesis 16 is meer troostwekkend. Dit kom en dit sê vir ons in 'n verhaal van enige vrou wat ooit gevoel het
dat sy nie tel nie. Sy was 'n slaafmeisie, 'n buitestander, 'n vrou sonder 'n stem of beskerming. Julle ken daai storie van Hagar. Haar pyn het sy alleen gedra. Maar toe sy die donker plek in haar lewe bereik het God by haar kom sit. Hy het met haar gepraat, haar gerus gestel en haar die eerste vrou in die Bybel gemaak wat se naam Iroi is. Die God wat my sien. El Roi. Psalm 139 bevestig dit. God ken jou emosies. Nog voordat jy dit voel. Hy verstaan jou vreugdes, jou pyn, jou identiteit, jou pogings om alles bymekaar te hou. Sy siening van jou is nie krities nie. Dit is vol begrip en deernis. Wanneer hy na jou kyk, sien hy nie 'n mislukking, 'n fout of 'n las nie. Hy sien 'n geliefde dogter raak. So, hoe dink jy sien God jou raak? Hoe sien God jou? Waar jy is vandag. Skryf vir ons daar in die kommentaar hoe jy voel. Wanneer 'n vrou leer om haarself deur God se oë te sien, gebeur daar iets bonatuurliks. Skaamte verloor sy gleep. Selfkritiek word sagter. Ja, jy gaan moet leer om sagter met jouself te wees. Vergelykings word ligter en identiteit raak vaster. Om te weet dat God jou sien, gee jou rus in jou siel, wat dit beteken jy hoef nie meer te veg vir erkenning nie. Waar in jou lewe voel jy tans onsigbaar? Wat beteken dit vir jou dat God jou diep verstaan? Gaan hierdie week uit. Gaan elke dag, net vir een oomblik, waar jy God se sorg of nabyheid ervaar. Gaan skryf dit neer. Leer om te bid. Here, dankie dat U my sien. Help my om rus te vind in U liefdevolle blink. Laat U waarheid my hart vul. God ag jou waardevol. Spreuke 31 vers 10 sê, haar waarde oortref korale. Here, Jesaja 43 vers 4 sê, omdat jy kosbaar is in my oë en ek jou liefhet. Ken jy jou waardes? Die wêreld probeer vroue se waardes meet aan voorkoms, prestasie, rolle of die verwagtings van mense. Maar God ag jou waardevol. Sy liefde vir vroue is nie gegrond op enigiets wat hulle doen nie. Dit is gegrond in wie hulle is. Spreuke 31 is nie 'n standaard om 'n vrou te meet nie. Dit is 'n heideblyk aan hoe 'n vrou lyk wanneer sy leef uit God se krag en identiteit. Dit is 'n viering, nie 'n eksamen nie. Jesaja 43 vers 4 gaan nog dieper. Jy is kosbaar en ek het jou lief. God verklaar jou waarde lank voor jy iets kan bewys. Jou waarde word nie bepaal deur mense se opinies, families of kritiek, jou verlede, jou foute of selfs jou huidige toestand nie. Jou waarde kom uit jou Skepper se hart, uit sy liefde vir jou. Maak hierdie woorde vas in jou hart vandag. Niks is toevallig dat jy dit hoor nie. Wanneer 'n vrou vergeet dat sy waardevol is, raak sy tevrede met te min.
dra te veel en raak sy uitgeput in die proses om almal tevrede te stel. Maar wanneer sy onthou dat sy kosbaar is vir God, begin sy leef met nuwe waardigheid. Sy begin grense stel, sy begin ophou om liefde te verdien en begin dit eerder ontvang. Sy stop om haarself te verkleineer en begin om haar stem te gebruik. God ag jou nie waardevol omdat jy perfek is nie. Hy bemin jou omdat jy uniek geliefd en deur hom gevorm is. Jou sagtheid, jou emosionele instansie, jou vermoë om te koester, jou vermoë om diep te voel. Dit is nie swakheid nie, maar geestelike geskenke. Wat of wie het jou in die verlede laat twyfel aan jou waardes? Hoe sal jou lewe anders lyk as jy daagliks onthou dat jy kosbaar is? Gaan kyk jouself in die spieël en sê, jy het waardes, jy is uniek, jy is gereinig. Skryf 'n kort verklaring oor jou waarde in Christus, lees dit elke oggend vir 'n week lank en glo dit van jouself. Leer om te bid, Vader, dankie dat U my kosbaar ag. Help my om my waarde te sien soos U dit sien. Verlos my van valse identiteit. Dit is wat ons moet bid. God herstel jou. Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die gebrokenes van hart. Jeremia 30 vers 17, ek sal jou herstel tot gesondheid. Ons moet dit net toelaat. God se hart vir vroue sluit sagte, volhardende, diep genesing in. Die skrif wys keer op keer dat God nie vroue se gebrokenheid ignoreer nie. Nee, hy weet van jou pyn, hy weet van jou onverwerkte trauma, jou hartseer wat jy dra. God weet alles. Hy ontmoet dit met liefdevolle waarheid. Jesus se bediening is vol ontmoetings met vroue wat pyn gedra het, die vrou by die put. Sy voete alleen het hy sag behandel. Mense, God werk regtig baie sag, baie gentle. Hy ontmoet dit met liefdevolle waarheid. Jesus se bediening is vol ontmoeting met vroue wat pyn dra. Hy gee dit aan elke een. Elke een het hy sag behandel toe hy op aarde was. Niemand was te ver gebreek vir sy aanraking nie. Voel net sy nabyheid daar by jou. Psalm 147 beskryf God as die een wat die gebrokenes van harte genees. Nie oordeel nie. Jeremia herinner ons dat hy herstel bring, selfs in die gebiede waar ons die minste hoop het. Vir baie vroue lê daar wonde onder die oppervlak. Verwerping, verliese, teleurstellings, verhoudingspyn, selfverwyte of selfs trauma. God weet en hy oordeel nie jou pyn nie. Hy nooi jou om dit na hom toe te bring. Jou primêre doel hier op aarde is om toe te laat God jou genees. Net daar waar jy is, kan hy jou genees. Maak net jou sielsdimensie oop en laat toe, laat hy jou genees. Genesing is dikwels 'n proses, nie 'n oomblik nie. Dit vra eerlikheid, stilte, 'n gesprek met God en soms ook die moed om hulp of ondersteuning te soek. Maar die pragtigste deel is dit, God stop nooit halfpad nie.
Wanneer hy begin genees, gaan hy aan totdat heelheid kom. Sy hart is nie dat jy net oorleef nie, maar dat jy weer kan leef, voluit, vreugdevol, lig en vry. Dis sy droom vir jou, om vry te wees. God se herstel verander nie jou verlede nie, maar dit verander die krag wat jou verlede oor jou het. Dit bring nuwe betekenis, nuwe identiteit en nuwe hoop. Waar en watter deel van jou hart het God nodig om aan te raak en te herstel? Waar in jou hart het jy nog so 'n bitterheid ontwikkel dat God nie kan deurkom nie? Waar in jou hart kort jy genesing? Watter praktiese stappe kan jy neem om genesing toe te laat? Skryf 'n briefie aan God oor die wonde wat jy graag wil hê hy moet heel maak. Skryf daai briefie vir hom. Here, ek bring my gebrokenheid na U, raak my aan en herstel my, vul my met U vrede en nuwe lewe. Bid dit in, leer om skrif te lees en leer om dit in te bid. God roep jou. Efesiërs 2 vers 10 sê, ons is sy maaksel, geskape vir goeie werke. Johannes 15 vers 16 sê, ek het julle uitverkies, dat julle vrug kan dra. Jy is uitgekies, elkeen van julle, wat inluister het 'n calling, wees gehoorsaam en vat daai eerste stap. God se roeping vir vroue is nie beperk tot kerkrolle of tradisionele verwagtinge nie. Sy roeping lê in gebed in elke deel van jou lewe. Jou gawes, jou persoonlikheid, jou passie, jou seisoen en jou invloed wat jy het, daai lig wat skyn, daai vrug wat jy dra, wat 'n impak het op die volgende een. Efesiërs 2 vers 10 sê vir ons, sê jy is God se hande werk, letterlik sy hande se werk, sy meesterstuk. Dit beteken jou roeping is nie 'n las nie. Dit is 'n uitnodiging om die lewe te leef waarvoor jy gemaak is. Johannes 15 vers 16 herinner ons dat God self jou kies. Ja, vir jou. Nie omdat jy die beste is nie, maar omdat hy 'n plan het wat deur jou unieke ontwerp werk. Jou roeping kan groot of klein lyk, sigbaar of onsigbaar, formeel of informeel, maar dit dra altyd ewigheidswaarde. Vir sommige vroue is hul roeping in die huis, verander in die werksplek, verander in 'n bediening en verander in hulle gemeenskap. Wat ook al jou konteks is, God het jou geplaas waar jy is met 'n doel. So jy's nie toevallig waar jy is nie. God gaan jou plant waar jy kan blom. Die wêreld het lank probeer vroue se stemme sag maak, hul rolle beperk en hul roeping verklein. Maar God doen die teenoorgestelde. Hy roep vroue om te staan, te praat, te bou, te lei, te bemoedig en te dra. Hy gebruik vroue soos Deborah, Esther, Maria. God se roeping is altyd gewortel in liefde, in ware liefde. So, ons moet net gehoorsaam wees. As jy 'n calling het, gaan net. Wat laat jou hart brand of beweeg? Dit kan leidrade wees oor jou roeping. Wat laat jou hart brand? In watter area voel jy die Here roep jou om te groei of om op te staan?
Identifiseer een gawe of 'n passie wat jy vir God kan begin gebruik. Maak 'n klein praktiese plan om dit hierdie maand te begin uitleef. Julle, kom en begin dit uitleef. Bid, Vader, dankie dat U my roep en my kies. Help my om my roeping te omhels, lei my paadjie. Vra vir die Here om vir jou die paadjie oop te maak en vir jou die autoriteit te gee om in te beweeg. God gaan jou versterk. Jesaja 40 vers 29 sê, hy gee krag aan die moes. Psalm 46 vers 5, God is binne in haar, sy sal nie wankel nie, God is in jou. Hy blaas sy asem, sy autoriteit en sy identiteit in jou. Vroue dra dikwels baie emosioneel, geestelik, prakties en fisies. Maar God se hart is nie dat jy alles alleen dra nie. Hy versterk jou, hy gee jou die krag, moed en uithou vermoë wat jou self nie kan opwek nie. Net God kan. God kan jou opwek uit daai depressie en angstigheid, vrese, bekommernisse. Jesaja 40 vers 29 herinner ons dat God juis krag gee wanneer ons moeg is. Sy krag kom nie wanneer jy op jou beste voel nie, maar wanneer jy op is en klaar is. Dis wanneer sy krag inkom. Wanneer jy platgeslaan is, kan God met jou werk. Be still and know God. Psalm 46 vers 5 is kragtige woord vir elke vrou. God is binne in haar. Sy sal nie wankel nie. Jy kan nie wankel as God in jou is nie. Dit beteken jou krag lê in jou persoonlikheid nie. So dit beteken nie jou krag lê in jou karaktereienskappe nie. Nie in jou vermoë om alles reg te kry nie. Nie in jou fisiese energie nie, maar in die teenwoordigheid van God binne in jou. Wanneer sy gees in jou leef, dra hy jou deur dinge wat jy nooit sou kon deurkom op jou eie nie. Elkeen van ons het 'n storie hoe die Here jou gedra het deur jou beproewings. God versterk jou op baie maniere, deur sy woord wat jou herinner aan waarheid, deur sy vrede wat jou kalmeer, deur sy wysheid wat jou lei, deur mense wat hy op jou pad sit, deur rus, deur gebed en deur sy liefde wat jou herstel. Sy krag lyk soms soos sagtheid, soms soos vasberadenheid, soms soos stilte en soms soos die moed om weer op te staan. Wanneer God jou versterk, verander dit hoe jy jouself sien. Jy besef dat jy nie swak is omdat jy moeg is nie. Jy's geliefd. Jy is nie 'n mislukking omdat jy hulp nodig het nie. Jy is 'n mens en God ontmoet menslikheid met genade, nie veroordeling nie. Watter areas in jou lewe maak jou tans moeg of oorlaai? Hoe ervaar jy God se krag in jou alledaagse lewe? Skryf in die kommentaar, neem deel, skryf dit in jou dagboek en kyk terug daarna. Kies een area waar jy oorlaai voel en bring dit doelbewus vir God. Vra vir sy krag en vir sy rus. Dis baie belangrik. Vra vir gebed, reik uit. Moenie alleen sukkel nie. Bid. Here, dankie dat U my versterk.
Ek gee my moegheid en bekommernisse vir U, vul my met U krag en U vrede. God gebruik jou kragtig, ja, vir jou. Matteus 5 vers 14, Julle is die lig van die wêreld, jy is die lig van die wêreld. 1 Petrus 4 vers 10, gebruik die gawe wat God aan julle gegee het. Gebruik jou gawes. God gebruik elke vrou. Nie net die wat alles gekry het nie, nie net die geestelikes nie, nie net die wat sterk lyk nie, maar elke vrou wat haar hart oopmaak en sê, Here, gebruik my. Jesus vergelyk sy kindertjies met lig. Lig is nie hard nie, lig skree nie, lig dwing nie. Lig probeer nie uitblink nie, lig skyn net en verandering gebeur. God gebruik jou in 'n huis, in jou huis, in jou werksplek, jou familie, jou kerk, jou vriendekringe en jou gemeenskap. Jy hoef nie 'n mikrofoon te hê of 'n platform te beklee om deur God gebruik te word nie. Party van die kragtigste werk wat God doen, gebeur in stil ruimtes, in jou woorde van bemoediging, jou gebede verander, jou diensbaarheid, jou wysheid, jou liefde, jou getrouheid. 1 Petrus 4 vers 10 herinner dat God elke vrou gawes gee, unieke persoonlike doelgerigte gawes. Sommige is geestelike gawes, ander praktiese gawes, ander emosionele of kreatiewe gawes, maar almal is belangrik. In die stilte waar jy bid vir ander is baie belangrik. Wanneer jy jou gawes gebruik, word jy 'n kanaal van God se liefde op aarde. Moenie jou minag nie. Vrou, jy's geliefd. Moenie wag vir perfektheid of volmaaktheid om deur God gebruik te word nie. Hy gebruik mense wat beskikbaar is, nie volmaak nie. Jou verhaal, jou pyn, jou vreugde, jou leerervarings, dit alles kan 'n hulp en 'n lig wees vir ander, vir enige iemand anders. Soms gebruik God jou sonder dat jy dit self besef. In watter gebiede van jou lewe voel jy God gebruik jou reeds? Ja, hy gebruik jou reeds. Watter gawe of talent moet jy meer doelbewus begin uitleef? Staan op. Begin net by die begin. Neem hierdie week 'n klein daad van liefde of diens op jou hart en doen dit as aanbidding vir God. Vader, gebruik my soos U wil. Maak my 'n lig. Laat U liefde deur my vloei. Bid dit in vir jou. Die Here kan jou gebruik net soos wat jy is. Kom ons raak stil. Hier's 'n slotgebed. Here, bind my hart. Here my Vader, ek kom nou sag, met hande oop en harte wat wag. U fluister vrede in my siel, waar wonde lê wat ek nie sien. Neem my vrese, neem my pyn, vou my in U liefde samesyn, waar ek breek, kom U herstel, met heilige olie sag en wel. Leer my om U stem te hoor, die fluister wat my laat bly op U spoor. In donker nag en helder dag, is U die lig wat by my wag. Bind my hart aan U, o Heer, laat elke asem U verheer. Laat my gedagtes rustig wees, gevul met waarheid, hoop en Heilige Gees. En as ek struikel op die pad, bly U my skuiling. U sal my hand vat, U gee my moed om op te staan en weer saam met U voort te gaan. Laat liefde in my lewe straal, vervang my hart van koue straal. Maak my 'n draer van U lig, 'n instrument voor U gesig. Amen. Baie dankie julle, dat julle saam geluister het
God se hart vir vroue. Kyk uit, ons het die 13de Junie, gesonde grense en identiteit. Kom en kuier saam. En kom laat ons saam geestelik groei. Mag julle geseënd wees tot ons mekaar weer sien. Salom.